Daardie maandagoggendgevoel. Vir baie van ons, jy weet, is werk seker maar net 'n manier om brood op die tafel te sit. Ja, dis die realiteit vir baie, né? Net die geld verdien. Maar die bronne wat jy gedeel het, vra 'n nogal interessante vraag. Wat is jou daaglikse take, of jy nou onderrig gee of goedere verkoop? Heiningsreg maak. Ja, of selfs daai eindelose vergaderings lei? Wat is dit eintlik 'n diepgaande vorm van, wel, aanbidding kan wees? Aanbidding deur werk. Dis 'n fascinerende idee. Presies. Ons kyk vandag spesifiek daarna, na daai konsep van avoda. Goed, so kom ons delf 'n bietjie dieper hierin. Die kern lê in daai een Hebreëse woord, avoda. Ja, avoda. En dis fascinerend, want soos jou artikel uitwys, beteken dit in die oorspronklike Bybelse konteks beide werk of diens. En aanbidding, albei. Ja, kyk na Exodus 34 vers 21. Dit sê, 6 dae moet jy werk, avoda. Dis duidelik werk. Maar dan vroeër in Eksodus 8.1 sê God, laat my volk trek sodat hulle my kan dien of aanbid. Avoda, dieselfde woord. Presies, dieselfde woord. Dit suggereer nogal sterk dat die oorspronklike idee was dat hierdie twee dinge, wel, een was. Jou arbeid kon jou aanbidding wees. Absoluut. En wat hier so treffend is hoe ver ons, volgens die bron, hiervan wegbeweeg het. Hoe so? Wel, die moderne neiging, veral in westerse Christelike kringe, is om Sondag die heilige tyd skerp te skei van Maandag die gewone werkstyd. Ja, dis amper asof God net Sondag werk, né? Amper so, ja. Asof hy net belangstel in wat binne die kerk se mure gebeur, en nie regtig in ons plase of klaskamers of kantore nie. En hierdie skeiding, soos die artikel argumenteer, doen eintlik twee dinge. Eerstens, stroop dit werk van sy potensiële dieper betekenis, sy waardigheid. En tweedens, Dit beperk die eer wat goed toekom tot net sekere, jy weet, godsdienstige aktiwiteite. terwyl Paulus se woorde, wat ook in die bron genoem word, iets heeltemal anders sê. Presies, Kolossense 3:17. Wat julle ook al sê of doen, doen dit alles in die naam van die Here Jesus. Alles. En dan 1 Korintiërs 10.31 is selfs breër, né? Ja, of julle eet of drink of enigiets anders doen, doen alles tot eer van God. Dit klink nie na 'n God wat net op Sondag belangstel nie. Glad nie. Dis interessant, die artikel verwys na navorsing in Worcester. Dit wys hoe diep hierdie skeiding lê, selfs by toegewyde mense. Ja, hulle het blykbaar gesukkel met die idee van werk as aanbidding. Wat het hulle gedink dit beteken? Wel, aanvanklik was die idee meer dat jy Bybelstudies werk toe moet bring of meer moet bid deur die dag. So die godsdienstige aktiwiteite by die werk inbring. Die werk self. Ja, die bron haal vir Timothy Keller aan. Hy beskryf werk as deel van God se plan. Ons is geroep om sy skepping te neem, En dit te orden, te ontwikkel. ja, dit te herrangskik sodat die wêreld en mense kan floreer. Dis nogal 'n radikale skuif. Werk is nie net 'n straf of 'n noodsaaklike ewel nie. Dis 'n kreatiewe roeping, 'n godgegewe ding. So, hoe lyk hierdie avoda dan in die praktyk, in die alledaagse lewe? Wel, die bron gee 'n paar mooi voorbeelde. Dink aan die onderwyser. Sy spandeer ure om 'n les voor te berei, nie net vir die hoof of die departement nie, Maar hoekom dan? omdat sy glo elke kind dra God se beeld en hulle verdien haar beste. Dis mooi. Nog voorbeelde? Die sakepersoon wat, sê maar, 'n korrupte kortpad kan vat wat baie winsgewend sou wees. Wat dit nie doen nie. Nee, hy of sy kies integriteit, regverdigheid, al kos dit geld op die kort termyn. Dis 'n vorm van aanbidding. Ja, of die ambagsman. Hy maak 'n meubelstuk klaar met fyn detail en trots. Selfs al sal die kliënte dalk nie eers raak sien nie. Presies, uit respek vir die materiaal, die gawe, die strewe na uitnemendheid wat God self eer. En die plaaswerker. Die een wat met toewyding, miskien selfs met vreugde sy werk doen, wetende hy neem deel aan God se skepingswerk, die versorging van die aarde. So dis kwaliteite soos uitnemendheid, Ja, en integriteit, vrygewigheid, diensbaarheid, vreugde, toewyding, dis die dade van aanbidding by die werk. Nie noodwendig die bid of Bybel lees nie, maar die hoe, die gees en kwaliteit van die werk. dis nogal inspirerend. Maar dit klink ook, wel, moeilik. Dit kan wees, veral as die druk hoog is. Of die werk vervelig. Of die omgewing dalk selfs toksies.
Hoe hou mens dan vas hieraan? Die bron fokus minder op die hoe in moeilike tye en meer op die basiese ingesteldheid. En dit bring ons terug na jou, die luisteraar, en daai maandagoggend. As jy môre instap by jou werkplek, kantoor, klaskamer, kombuis, werkswinkel, trekker, waar ook al, kan jy dit begin sien as wel potensiële heilige grond. Dis 'n groot vraag. Paulus se woorde in Kolossense 3 vers 23 is hier nogal treffend. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Soos vir die Here. En dit los jou met 'n vraag om saam te dra, né? As jou werk, jou take, jou gesprekke, jou besluite, as dit inderdaad 'n vorm van aanbidding, 'n offer aan God kan wees, ja, Ja. hoe sal dit die manier verander waarop jy môreoggend jou dag aanpak? Werklik verander? Jou houding teenoor daai moeilike kollega. Ja, of jou aandag aan detail in daai vervelige taak. Jou etiek as niemand kyk nie. Dis iets om oor na te dink. Hoe lyk jou avoda môre?